bad sleeping stew. We're creaky, we're leaky, but we're glad to be right here. Although I'd rather be 20 in the 70s than 70 in the 20s. Hierdie episode is geborg deur Probitech, 'n produk wat beide ek en Maritza gebruik. Welkom by Dis Jou Beurt. Dis waar ons mos elke tweede week vir julle vrae antwoord en dat ons ook vir 'n paar kundiges intrek om vir ons te kom sê wat die antwoord op julle vrae is. So hallo Maritza, hoe gaan dit? Hallo Melanie, dit gaan baie goed, dankie en welkom aan almal wat luister, saam ingeskakel is saam met ons. Ja, dis lekker om die vrae so in te kry, né? Dit gee vir ons so lekker food for thought en met hierdie spesifieke episode het ek baie geleer. So yes, Melanie, is lekker om jou te sien en is lekker om weer vragies en antwoorde te doen, want ons gaan beslis vandag 'n paar wonderlike goedjies en 'n belangrike aspek aanspreek. So ons praat vandag so bietjie oor iets wat miskien 'n bietjie van 'n, soos die Engels sal sê, 'n downer kan wees, maar so belangrik is. Ons gaan praat oor testamente. En ek dink veral Maritza wanneer dit kom by vrouens. Ek dink baie keer is vrouens nie so ingelig daaroor nie, of ons los dit maar oor vir die man om dit te hanteer. En dit is natuurlik verskriklik belangrik dat vrouens van alle ouderdomme, ek beklei juist met my dogter in haar 30's, hoe belangrik dit is om 'n testament te hê. So, kom ons luister na die eerste vraag. Jy kan dit vir ons lees. Yes, goed, die vraag het ingekom wat sê, ek het bitter min bates. Is dit ewen nodig dat ek 'n testament behoort te hê? Ek het feitelik niks om vir niemand te gee nie. Wel, help my. En dan hierso is die antwoord. Kom ek sê eers gou vir jou wie gaan dit beantwoord. Melanie? Ons het hierdie wonderlike twee dinamiese jong vroue. Hulle is so in hulle late 30's, né? En hulle het 'n wonderlike law firm regsfakulteit. Dit is Isabel Boer en Gabriella Patizzi ingelyf. So hulle is fantasties en hulle het hierdie company gestig wat se naam is Eredita. En hulle spesialiseer juis, behalwe nou vir die breë spektrum ander regsgoedjies wat hulle doen, spesialiseer hulle juis in boedelbeplanning vir individue en dan ook besigheidskontinuïteitsbeplanning vir besighede. So hulle, ons het nou gepraat met die een kundige, die enetjie is baie Engels, vreeslik dinamies, ek kan nie wag dat ons vir haar op die show kry nie, en dan Isabel is Afrikaans sprekend, Isabel het pas 'n babatjie gehad, maar kom ons hoor wat sê sy, toe ek vir die vraag vra van of dit ewen nodig is om 'n testament te hê, al het jy feitelik niks nie. Hier is haar antwoord. Kort antwoord is ja, dit is nodig om 'n testament te hê, ongeag of jy baie of min bates het. Testament is nie net daar om jou rykdom te beskerm nie, dit is ook daar om byvoorbeeld vir jou seggenskap meer te kan gee in situasies waar jy dalk minderjarige kinders het en jy en jou eggenoot kom gelyktydig te sterwe. Indien jy nie 'n testament in so 'n geval het nie, sit jy jou kinders in 'n ongelooflike brose posisie. Dit is baie belangrik dat jy seker maak, veral as jy minderjarige kinders het, dat jy wel 'n testament het wat bepaal wie hulle voog, wat bepaal hoe hulle erfenis hanteer word, baie belangrik. Dit is ons antwoord nou van Isabel Boer, en ja, sy sê dit is baie belangrik, al het jy net 'n paar goedjies. Hoekom is dit so belangrik, Melanie? Ek dink die eerste ding wat sy sê, en dit is so belangrik, is oor minderjarige kinders. En ek dink mense dink altyd, ja, maar ons moet nie albei gelyktydig doodgaan of so iets nie, ek en die pa nie, maar dit gebeur, so tragies soos dit is. En 'n mens, jy weet, 'n ongeluk gebeur so maklik en dit is 'n groot drama dan en so onregverdig op die kinders. So dit is so belangrik dat jy dit moet, al doen jy dit net vir jou kinders handhawe, doen dit. Ja. En ek dink dis wat mense vergeet as hulle jonk is, wat hulle mos nou dink hulle sal nooit doodgaan nie. Hoe belangrik dit is, want anderster moet die hof besluit na wie toe gaan die kinders. En baie keer dan beklei oumas oor watter ouma kry die kind, of susters, of die kind, jy weet, die kinders land dalk by iemand wat jy glad nie wou gehad het nie. En natuurlik die ander ding, as dit by kinders kom, is om seker te maak dat die geld en die boedel se geld gaan dan na die kinders toe, dat dit in 'n trust gesit word, wie moet daai trust beheer, hoe wil jy daar moet na jou kinders gekyk word,
Wil jy nou hê die stingy tannie moet die kinders se geld alles vashou, of wil jy hê jou kinders moet so 'n bietjie rustiger wees oor geld? Jy weet, daai tipe goed is geweldig belangrik. En dan natuurlik jou bates is belangrik, wat jy wil hê met jou geld gebeur. Anders beklei mense. Kyk, ons weet ons nou almal. Ons almal ken stories van veral in Afrikaner families waar dit oorlog was en vir nageslagte oor iemand se testament iewers wat 'n klomp van die familie kwaad gemaak het. So baie belangrik. Ja, weet jy, interessantheidshalwe, die meester van die hof het in 2024 'n studie wat ek gesien het hulle rapporteer dat 85% van mense nie testamente het nie. Nooit. En Sanlam Legacy Will Survey wat in 2025 wat 'n splinternuwe studie is, sê dat 66% van hulle kliënte wat by hulle is, het ook nie testamente nie. So weet jy, dis 'n baie groot probleem. En soos wat jy sê, as jy nou doodgaan en jy's interstaat, né? Kom ons sê jy het nou net 'n ou paar goedjies, maar en nou gaan dit interstaat. So nou gaan die howe nou besluit. En dan die eerste ding wat hulle gewoonlik doen is soos 'n resepie wat hulle volg. As ek nou doodgaan, dan gaan dit na my spouse toe. Maar as ek nie 'n spouse het nie, of as my spouse dood is, as ek nie een het nie, as hy dood is, dan gaan dit na die kinders toe. As die kinders dood is, dan gaan dit na die nabye eers na jou ouers toe, en dan gaan dit na die niggies en die sissies en dan dit is 'n hele soos 'n spinnerak wat hulle volg. Nou die probleem is met Sweets, as jy nou dit in die howe se hande los, dan is dit te laat teen die tyd wat jy nou ter aarde bestel word. Is dit te laat om te sê, maar weet jy wat, in hierdie afgelope 2 jaar wat ek gesukkel het met kanker, het ek hierdie vriende of hierdie vriendin gehad, of my sussie het by my kom bly. Of om te sê, ek is heeltemal vervreemd van die man met wie ek getroud is. Ek het hom 10 jaar laas gesien. Of, ek praat nie eers met my broers of my susters nie, ons is heeltemal vervreemd van mekaar. Dan het jy absoluut geen seggenskap nie, of as jy nie aandag gegee het aan die testamentsaakie nie, het jy miskien 'n ou testament wat iewers lê, wat iewers opgeteken is, waarin jy nog verlief was op een of ander, amper sê ek drol, een of ander iemand, wat jy nog in daai euforia, waar al jou goedjies nog so is, en jy kan nie slaap nie, jy kan nie eet nie, het jy miskien gesê, ja, jy gee jou kar vir hierdie, oukie wat so sukkel om op sy voete te kom. Nou, soveel jaar later het jy 'n kind, wat miskien dit 9 is, wat 'n voertuig kan kry, dan moet hulle nou eers weer daai ou boyfriendjie, wat 3 jare al nie eers meer 'n job gehad het nie, iewers gaan uitkrap, dan kry hy nou jou kar. Hy kry nou die Fortuner, ja. Ja, of wat dit ook al is. So ja, dit is bitter belangrik om 'n testament te hê. En die ander probleem is natuurlik ook, dit vat soveel langer as jy doodgaan en daar's nog vrouens en kinders wat nou moet versorg word, want nou is jou wense nie duidelik nie. So nou kan dit baie lank vat om die boedel, jy weet, om die boedel up te wrap, soos hulle in Engels sê, om dit, jy weet, alles te doen wat moet gedoen word, want nou is die howe skielik betrokke. Maar kan jy nou imagine as dit iemand is met baie, en iemand met 'n paar pragtige wynplase, en allerhande bates, en hulle het nie 'n testament nie, of die Ou Testament is nog, alles word nou nog bemaak aan die lover wat daai tyd op die scene was, wat nou al lankar weer iemand anders gekry het. Kan jy jou voorstel, die chaos en die drama? So ek dink, as ons grys en gatvol is vir familiedrama, is dit baie belangrik dat 'n mens maar die moeite doen om te gaan sit, juis ook om jou geliefdes te spaar van baie drama, en maar 'n testament te skryf. Presies, jy weet, baie keer dink mense, ag, hulle sê maar net verdeel alles op, jy weet, soort van, moenie dit doen nie, want dis wanneer die oorlog begin, jy weet, dis soort van, wees, as daar goed is wat waardevol is, die trouring, as jy nie met jou trouring wil begrawe word nie, as jy wil begrawe word met die trouring, sê dit, as jy nie wil nie, sê watter kind kry die trouring, as jy baie waardevolle skilderye het, sê wie kry watter skildery, en sit dit in die testament, sit dit in dat mense weet.
moenie sê ek sê nou vir jou jy kry eendag die trouring en dan vergeet jy om vir die ander een te sê dat daai een kry die trouring en dan die een ding wat ek weet, ons het gelukkig nog nooit so 'n konflik in ons familie gehad nie, maar die een ding wat wel gebeur is as mense naby aan jou doodgaan, dis 'n verskriklike emosionele tyd en almal se spanningsvlakke gaan al op. En dit is dan waar mense se konflik so vinnig en dis nie wat jy tog wil hê as jy nou jou lewe lank gewerk het, jou lewe lank gesin Skoon goed gemaak familie, het. almal, ja. Ek moet vir jou sê van my kant af, né, Melanie, ek het werk om te doen. Ek het nie 'n testament wat ek weet eers ware is nie. So ek gaan daaraan met aandag gee. Ek het huiswerk, duidelik. Maar wat ek jou wel wil bysê van ek ag myself as 'n baie regverdige mens. So ek het wel vir my kinders daarvan verseker dat ek my skuld in 3 gelyke dele sal opdeel. Niemand kan voel hulle is ingedoen nie. Hulle kry ewe skuld. Ja, al 3 in 3 gelyke dele, maar ek sal dit op papier nog moet sit. Kom ons hoor nou of 'n mens 'n testament self opstel. Kom ons hoor wat sê Isabel. Jy kan dit self opstel. Ek sal dit wel nie aanraai dat jy dit self opstel nie. Dit is te maklik om 'n klein tegniese fout te maak wat dan die hele testament op die ou end ongeldig laat verklaar en dan mis mens die hele punt om in die eerste plek die moeite te gedoen het om te sit en dink wie moet wat kry of hoe moet wat hanteer word. So die advies daar sal wees dat jy definitief eerder 'n kenner of prokureur moet gaan sien op die gebied. Ek sal ook voorstel dat jy eerder 'n prokureur sien as wat jy na die bank toe byvoorbeeld gaan. Bank is jy net nog 'n nommer. Alhoewel hulle sal seker maak dat jou testament dalk die regte riglyne gevolg is en al dit basies kan geldig sal wees, jou testament. As dit kom by die boedelafhandeling, is dit nogal iets wat ons baie gereeld sien, is dat familie na die tyd na ons toe kom as 'n geliefde oorlede is, vir vreeslike vertraging is in die afhandeling van daai boedel as 'n bank of 'n ander instansie dit hanteer, want daar's geen persoonlike verhouding nie. So dis baie nodig dat jy, indien jy wil seker maak dat die boedel so vinnig as moontlik afgehandel word en volgens die regte kennis basies opgestel word om byvoorbeeld jou besigheid in ag te neem, indien jy besigheidseienaar is en die testament op te stel volgens om besigheidskontinuïteit te verseker of die nodige strukturering te doen vir 'n trust byvoorbeeld opstel vir bates, indien nodig, of privaat maatskappye ensovoorts. Gaan eerder na die prokureur toe wat die kennis het. Dit gebeur baie dikwels dat mense dink hulle het iewers op 'n papiertjie iets geskryf oor wat met hulle bates gebeur, wat met hulle besigheid gebeur en dan is daai goed nie geldig op die ou end as hulle te sterwe sou kom nie. Gaan asseblief na 'n kenner toe, gaan na 'n prokureur toe wat weet. Dit gaan op die ou end gemoedsrus gee vir jou familie en almal wat agtergelaat word, veral in 'n situasie wat daar minderjarige kinders betrokke is of wat jy 'n besigheidseienaar is. Daar het jy dit, Melanie. Ek raak skoon gestres omdat ek nou niks het nie, wat ek definitief aan moet aandag gee. Nou weet jy waarvoor is ek nou lus? Daai lekker frozen for you, het jy sulke brownies gehad? En ek is 'n kresbitter. Weet jy wat? Ek soek nou brownies. Ek soek nou 'n brownie en 'n koppie koffie, maar ek gaan my huiswerk moet doen. So, kom ons vat 'n breek, dat dit sal brownie kry en dan net hierna is ons weer terug. Right, welkom terug. Ek voel so 'n klaar bietjie beter na daai koffietjie ook. Melanie, daar's 'n sekere hoeveelheid goedjies wat in 'n testament moet wees. Ek weet jy het daarna gekyk, so wil jy nie bietjie vir my vertel en vir al ons luisteraars en vir die kykers wat die belangrike goeders is wat wel binne in 'n testament vervat moet word nie. Ja, ons kan so 'n bietjie daaroor praat. Die een ding wat ek wil net gou 'n storie vertel wat vir my, wat ek nog altyd by my gebly het, Maeve Binchy, die bekende Ierse skrywer, ek is seker skryfster, ek dink baie mense het al haar boeke gelees. Sy het een keer voordat sy dood is, hierdie lieflike artikel geskryf, ek dink dit was in die Irish Times, terwyl ek nog in Ierland gebly het, en waar sy gepraat het oor testamente. En sy het vertel dat sy het haar eerste testament geskryf toe sy iets soos 13 of 14 was, ek kan nie meer onthou nie. En sy het dit vir elke jaar het sy dit verander.
Want dit was belangrik. Dit was vir haar belangrik dat as sy dalk sou sterf, wie kry haar fiets? En wie kry haar geliefde rok? En wie kry haar potplant? En wie kry haar geliefde mooi. potplante? En elke jaar het sy dit soort van verander. So natuurlik, jy weet, as jy nou nog baie jonk is en jy het net 'n paar goedjies wat jy nie regtig besit veel nie, dan kan 'n mens seker nou maar dit skryf en ek dink dit is presies wat sy voorbeeld. probeer sê, dit is ook jou intensie. Maar ek dink meeste van ons se boedels is bietjie meer gecompliseerd en mense sou dink jy het niks, maar dit is nog steeds gecompliseerd. Ja, So ja. 'n paar goed wat ek nou geleer het. Laat ek bysê, maar ek het nou al baie lank 'n testament. Ek was een van die eerste goed wat ek gedoen het nadat ek getroud is. En toe het en ek was baie jong getroud, 20, storie vir 'n ander dag. En toe het ek en toe ek natuurlik kinders begin kry het dit my baie belangrik geraak. En ek het dit gereeld weer gedoen en ek het nou baie onlangs het ek dit weer gedoen. Omdat my kinders nou nie meer is waar ek trust nodig het vir hulle of geld wat in trust moet gaan nie. Alhoewel ek het nou eendag gedink ek sal nou weer 'n kodesel daar moet bysit wat 'n stuk is wat 'n mens net kan aanheg aan jou testament, omdat daar weer iets so 'n bietjie verander het en iets wat ek wil duidelik maak. Maar so een van die eerste goed soos ek het verstaan is dat jy natuurlik 'n eksekuteur moet aanstel. Right. En mens moet versigtig wees daar, nê. So moet nou nie 'n familielid wat deel is van konflik of jou gunsteling familielid of so iets aanstel nie. Jy moet ook nie 'n oomie wat in sy 90's is en op pad uit is nie, want dan sy 10 en dood voor jy en dan jy vergeet van jou eksekuteur. Baie mense stel maatskappye aan of prokureurs aan om dit te doen. So dis die eerste ding. En dan die belangrike ding wat almal natuurlik van weet is wie kry wat. So wie erf wat. Dis nie net so dis jou bates, so dis goed soos huise en eiendomme, skilderye, wat ook al waardevol is, maar natuurlik ook dan iets wat hulle noem 'n residuele boedel. So your residual wat in jou boedel is. So dit wat oorbly. So mense het 'n lyn nodig wat jy weet jy moet seker maak dat jy dit sê. So as jy nou klaar alles opgedeel het en daar's miskien nog 'n bietjie geld oor of kontant iewers oor, wat gebeur daarmee? Ons het reeds 'n bietjie gepraat oor die voogdyskap van kinders, minderjarige kinders, verskriklik belangrik. En natuurlik wat jy wil hê met jou geld gebeur wat vir die kinders nagelaat word, sou julle albei sterwe. Besighede, as jy besighede het, wat moet daarmee gebeur? Skuld. Wat moet met jou skuld gebeur? Soos Maritza gaan dit mooi gelyk opverdeel. Iets wat nie is en wat dit het ek nie in my testament is, wat moet met jou digitale bates gebeur? So wat gebeur met al jou e-mails? Ek dink dit is nou seker meer belangrik as jy nou famous is, jy weet. As jy nou, of as jy lekker juicy goed in jou e-mails het. Wat moet dit net gedelete word? Moet dit weggegooi word? Wat gebeur daarmee? Een ding wat baie belangrik is en wat ek baie lank oor gedink het, is wat gebeur as met jou kinders as jy doodgaan en sê een van jou kinders gaan dan dood. So sê nou maar jy het 'n klomp geld gelos vir jou dogter en sy sou dan sterf. Wil of skei. Wil jy hê van daai bates wat jy nalaat moet betrokke raak in die egskeiding, so kan die man dan 50% kry daarvan? Of en ook dan as jy dan ter sterwe is, wil jy dan hê dat die en jou dogter sê, maar ons praat nou van 'n dogter gaan ook dood, kan haar man dan al die geld kry? Of wil jy spesifiek sê dit moet na jou kleinkinders toe gaan? En dan wat moet gebeur? Moet dit eers in 'n trust ingaan of nie? Ek het nogal baie lank daaroor gedink en ek dink dis nogal belangrik om daaraan ook te dink. Is as jy mal is oor jou skoonkinders, ja, geen probleem nie, dan kan dit seker maar gebeur, maar of wil jy eintlik hê dit moet na jou kleinkinders en jou agterkleinkinders en so aangaan. So ek dink dis nogal 'n baie belangrike ding. En dan moet die mens ook natuurlik altyd onthou, dan moet 'n herroeping wees van die Ou Testament. So jy moet sê, dis die nuwe een, hierheen, en die ou geld nie meer nie. Daar lê die laaste woorde Reg. tot die datum. Okay, goed, dit is wonderlik, ja. Maar ek dink weer eens die belangrike punt is hierso. Ek dink die meeste prokureurs vra nie baie geld om hierdie goed te doen nie. So ek dink dit is nogal belangrik om markadvies te gaan soek as daar hoegenaamd
eiendomme, veral mense wat dikwels nou eiendomme oor see ook het, dit raak 'n baie meer komplekse situasie en so aan. So ek dink dit is nogal belangrik om maar soveel as moontlik advies te gaan soek. Maar weet jy maar, ek het ook toe in my navorsing en ek bietjie gaan kyk wat is die mees algemene foute wat Suid-Afrikaners maak in hulle testamente. So ons kan miskien so 'n bietjie daaroor praat. So die eerste een is om nie die testament op te dateer nie. So Right? jy het nog een van soos jy nou paar keer. Dit gaan na jou kar gaan na die ou boyfriend. Maar weet jy, selfs nie eers dit nie. So elke keer byvoorbeeld as jy iets koop of verkoop in terme van eiendomme, dan moet jy dit opdateer. So jy kan 'n kodesel insit, maar jy moet dit opdateer. Want as vir alles dit genoem is wat daai eiendom is. Jy weet soort van die naam van die eiendom is. Of as jy nou jy weet as jy 'n fancy kar gekoop het, so as jy nou die Porsche verkoop en nou koop jy 'n Maserati of so iets. Hoeveel mense dit geldig is nie, maar nog steeds. So dis baie belangrik en natuurlik vir alles jy iets doen so skei of jy weet ek weet van baie mense wat dit mee gebeur het dat na hulle dood is, toe kry die ex-vrou nog alles, want nooit onthou om 'n nuwe testament te kry vir die nuwe vrou nie. So jy kan nou dink wat se oorlog dit kan veroorsaak. Ja. En die tweede ding is om genoeg likwiditeit in die boedel te hê. Daar moet geld wees om dit klaar te maak. Ja, okay. Dis reg, want onthou, daar's baie belasting as dit kom by jou boedel. Daar's boedelbelasting. Jy moet eksekuteursfooie betaal. As jy eiendomme gaan verkoop, dan is daar natuurlik kapitaalaanwas belasting ook. So daar's klomp geld wat daarmee ter sprake kom. En onthou as jy byvoorbeeld nog 'n lening het, al jou skuld word eers betaal voordat die kinders enigiets kry of jou nalatenskap opgedoen Jou nasate. Jou nasate. So dis baie belangrik dat jy genoeg kapitaal moet hê, lewenspolisse of wat ook al om daai goed te betaal as jy nie wil hê hulle moet geforseer word om byvoorbeeld huise of eiendomme of wat ook al te verkoop nie. En die ander ding wat ek ook nie besef het nie tot onlangs nie was dat as jy aftree anniteite of aftreefondse het, soos jy wat hulle noem 'n ARA het, dan is dit baie belangrik. Dit word nie deur jou testament gedek nie. Want jy moet sê hoe moet jou geld opverdeel word. Ek weet byvoorbeeld die voormalige vice-president van Suid-Afrika, David Mabuza se familie is op die oomblik in die hof oor dat daar bekleierery is oor sy redelike substansiële aftree pensioengeld wat nou in die parlementêre fonds lê en nou is daar geveg oor hoe moet dit verdeel moet word. So dis baie belangrik dat jy daai vormpies invul en dat dit verdeel moet word. Maar dit sê jy's 'n taalpersoon, so jy weet dit kan baie vinnig wat is regverdig. En waar jy jou punte en jou komma sit is baie belangrik. Maar regtig moenie taal gebruik soos wat regverdig is of soos jy voel of so, jy weet daai tipe taal nie. Dis nie 'n goeie deel nie. En dan belangrik dat jy dit teken op die regte plekke en die regte mense teken. Jy kan nie iemand wat in die testament iets gaan kry, hulle mag nie teken as getuienis nie. For obvious reasons, dat hulle dink dat jy dalk gedruk is om dit te doen nie. En dan natuurlik regtig belangrik, weet waar die testament is. Mense moet weet waar die testament is. Dat hulle nie na jy dood is, vir alles wat onverwags is. Skielik begin krap tussen die papiere en waar is die testament nou en wat is die laaste testament en wie is, wat gaan aan en so aan. Dit is belangrik en ek dink veral vrouens gaan lewer dikwels langer as hulle mans. So ek dink is regtig belangrik dat jy weet, gaan oor daai gesprek moet gevoer word en ook ek het gesien selfs my ma, my pa is deur COVID oorlede en hulle was vreeslik georganiseerd. Jy weet, en alles was in plek. Maar skielik toe my ma byvoorbeeld moet inlog in sy verskeie rekeninge, selfs die telefoonrekening en daai tipe goed. Dit was so moeilik want vergeet om al die passwords neer te skryf iewers. So dis belangrik om daai tipe goed ook op 'n stuk papier te hê dat almal weet waar is jou bankrekeninge, wat is die nommers, hoe om daarin te kom, daai tipe goed. Ja, nee, dit voel vir my of 'n mens in jou persoonlike lewe 'n baie mooi opruimingkie moet doen, sodat jy dit uiteen kan sit. En ek dink dit is 'n baie mooi gift vir die mense wat jy nalaat, is dit nie? Dis 'n mooi gift. So belangrik. Ja. So belangrik. En ek weet elke keer as ek daardeur gaan, is dit maar so bietjie, soos die Engelse sê, grim.
Jy weet, dis maar so 'n bietjie want jy dink daaroor, jy weet dat jy gaan definitief doodgaan, maar die punt is ons gaan almal doodgaan, reg? So daarna voel ek altyd verlig. Ek voel altyd daarna, okay, dis nou reg. Dis Jy weet, so organiseer, nee. ja, jy weet nou as iets gebeur, is die kinders veilig, my goed is veilig, hulle gaan nie met mekaar beklei nie, jy weet, alles is baie duidelik en so. Ja. Ja, kyk ons weet ons nou maar almal van goed wat gebeur, jy weet, in testamente. Ek meen daar's altyd stories oor plase wat na die verkeerde een toe gegaan het of nie gegaan het na wie dit moes nie. Dat daar voorwaardes is van kinders wat moet trou met spesifieke mense of nie mag trou met spesifieke mense of die vrou wat nie weer mag trou nie. Ja, niks spelerigheidjie vir jou nie, hoor. Jy mag nie weer trou En ek nie, dink jy dis mag nie saam woon met 'n nie bloedverwant nie. Ek hou vir jou. Top. Daar's ook mos 'n storie van dis ook ek weet nie of dit ook 'n legende is nie, maar die storie van die man wat vir sy vrou dit was in Brittanje 1 pond gelos het en gesê het I leave my wife 1 pound, she knows why. So, jy weet, maar ek dink die Karl Lagerfeld het alles aan sy 2 katte bemaak, of 'n geweldige hoeveelheid geld aan sy 2 katte Ja. bemaak. En die katte het al reeds ook 'n butler gehad en 'n voertuig wat hulle vervoer het ensovoorts. Ek het dit iewers gelees. Maar ons mense moet tog net onthou in Suid-Afrika kan jy nie eintlik jy kan nie geld sover ek verstaan wetlik aan jou diere. Hulle kan nie erf nie. So jy kan dit hoogstens aan 'n instansie of aan mense wat dan verplig word om na die diere te kyk in jou testament. So Ek kan nie vir Fifi my geldjies gee nie. of jou skuld nie. Daai en Oh, so. damn it. Ek wil nie 'n grafsteen hê nie. Ek wil net 'n klip hê. En nou gaan ek gou vir jou die backstory vertel. Toe ek nou 'n enkelouer was met my 3 pragtige ou kindertjies, waarvan die jongste 3 jaar oud was en die oudste enetjie 9. En ek het nie 'n huishulp gehad nie en dit was woes man, dit was crazy gewees in my wêreld en ek dink ek het baie energie en aandag daaraan gegee of ek weet ek het om vir my kinders genoegsame liefde te gee, om 'n huisie in stand te hou en die Rottweiler se poe op te taal en te sorg dat die kinders daarin by die skool kom betyds in soort van hulle huiswerk doen. Maar my kinders het 'n vreeslike voorliefde gehad vir ou troeteldiertjie. Daar was marmotte. Een keer het my oudste kind 2 keer actually met slange by die huis aangekom. Dan kom een by die huis aan met 'n boks vol kuikentjies. Dan het hulle muise. Dan het hulle 'n budgie en dan weer 'n budgie en dan is dit weer 'n marmot. Ek weet nie wat kry mense alles nie, maar al die troeteldiere wat in omgang was, het hulle gehad. So as een van die diere nou doodgaan, het hulle my altyd genooi vir 'n begrafnis. Dan moet ek nou swart aantrek, dan doen hulle nou so ter aarde bestellingkie. Langs ons huis was daar so lekker paadjie wat so geloop het met 'n paar, jy weet, stepping stones, maar daar was lekker grond en gras langs aan. So dit was so 'n soort van ons pet cemetery, want al die diertjies wat ons dood laat gaan het, is nou daar begrawe. My oudste enetjie het 'n beautiful voël gehad en die voeltjie is toe nou dood en dit was nou 'n groot tranendal. En toe word ek ook nou genooi vir die begrafnis, dan sing ons altyd die Onse Vader, dan vat ek die Bybel en ek het my swart rok aan. En toe ek nou by hierdie graf kom, want soos hulle na die grafies maak, het hulle gewoonlik die dooie diertjie binne in 'n skoenboks of ietsie, dan word er nou met 'n lepel of 'n vurk of 'n grafie gemaak, dan gooi hulle dit nou toe. En by hierdie spesifieke gedenkdiens het my oudste ene, sy was toe seker so 8 jaar oud, vreeslik moeite gedoen met die klip. Dit was geverf en die kinders het haar gehelp, die ander tweeetjies, om uit my tuin uit al die rose, jy weet mos so breek jy net die roosknop af, roosknoppe om daai grafsteentjie en op die grafsteen het daar gestaan, mooi geverf, rest in peace. En ek het dink, dis so beautiful om in 'n perske te rus. So ek sê vir my kinders, hulle moet vir my een ding beloof. Wanneer ek doodgaan, soek ek 'n klip. My naam kan daarop kom, my begin en my einde. En dan wil ek daarop hê, rest in peace. Dit is wat my grootste wens is. Ek wil rus in 'n perske. Ja, daar's 'n hele gesprek natuurlik oor wat mense deesdae doen.
Ek het nou 'n wonderlike ding gesien waar hulle jou as of jou diere se as gebruik en dan maak hulle fake, ek weet nie hoe mense sê dit in Afrikaans nie, coral reefs. O, Jy weet wat jy onder die see kry en dan gaan sit hulle dit onder die see en dan sit hulle plaatjie en alles daar. Dis ek dink dit is 'n NGO in Amerika wat dit doen en dan kom die visse en hulle is almal, ek hou baie van daai idee want hier by my staan hier soort van 'n ry van troeteldiere se kussies in as wat hier so in my vensterbank staan. ja, daar's wonderlike begrafnisstorie. By my ma se begrafnis het ek en my kinders so gelag, ons was hysteries. Want vir 2 redes, want die een tannie het die Onse Vader so hoog ingesit. En jy weet hoe klink mense wat 90 jaar oud is en sing. Hulle trill mos daai stemmetjie, nou laat jy 'n glas sal breek. So daai tannie het die Onse Vader so hoog gesit, jy weet hy gaan ons nog hoor. En daai bewe stemmetjie en ons het mekaar vasgehou en so gelag. Ek dink mense het gedink ons huil hysteries, maar ons het eers daarvoor gelag en net daarna toe ons nou is die neefs en die familie is daar en nou vat ons nou 'n graaf, dan gooi ons nou so, jy weet, simbolies nou ook maar 'n bietjie grond op die graf. Toe val my neef se selfoon ook binne in die fucking graf en dan het die selfoon en ek en my kinders is nou weer gehuddel, nou lag ons, nou moet hulle plan maak dat die neefie nou eers weer afklim. Toe dink ek afklim in die graf om sy foontjie te kry en weet jy wat, ons het net geweet my ma, ek het 'n fantastiese ma gehad en sy was 'n uitstekende ouma. Ons het net geweet, my ma het saam met ons soveel van, want sy het 'n lieflike sin vir humor gehad. So, ja, daar gebeur snaakse goed by begrafnisse, mense se testamente kan snaaks wees, maar die bottom line is, ons moet 'n testament hê. Verseker. Ja, so vertel vir ons bietjie of julle snaakse stories het van begrafnisse of snaakse goed wat julle al gehoor het wat in testamente staan. Of sê ook sommer vir ons, waar staan julle op die verassing of die begrawe? Wat is julle begrafniswense? Wat natuurlik ook belangrik is om in 'n testament te sit. Ons e-posadres is info@grysengatvol.co.za. So info@grysengatvol.co.za. En ons sien julle binnekort weer. Van my kant af, totsiens. En kwaai julle, until next time, cheers van Maritza. Onthou asseblief dat hierdie programme slegs vir inligting doeleindes bedoel. Soek asseblief kundige advies soos byvoorbeeld 'n prokureur indien jy besig is om 'n testament op te stel.